Maar julle kom ons kom by vandag, waar ons begin met 'n splinter nuwe reeks. En ons gaan nie die reeks noem, lys dit. Nou kom ons vra net een van die belangrikste vrae onder die son. Wie hier sou sê, jy is 'n lysie mens? Jy is nie 'n skaam daaroor nie, jy het 'n lys op die yskas, 'n lys op jou foon, 'n lys in 'n dagboek, en 'n lys selfs op jou man se foon, of jou vrou se foon, daar's lyste. Jy gaan nie winkels toe sonder daai lys nie. Julle verstaan wat ek bedoel by 'n lysie mens, né? Jy weier om te funksioneer sonder 'n lysie, want ons almal weet die krag van 'n lysie. As hy nie op hy lysie is nie, dan vergeet jy. Nou die nie lysie mense. Waar's julle? Okay, kom ons bely. Hoeveel keer was ons al winkel toe sonder ons lysie? Nee man, ek weet wat ek moet kry. Moenie worry nie. Jy moenie vir my stuur nie, ek onthou, ek weet wat jy nou gesê het. Dan ry jy winkel toe en jy kom terug. Jy moes net brood gekry het. En jy kom met alles behalwe die brood terug. Enigiemand al daar? Ja, dis nie lysie mense, okay. Ons gaan werk aan onsself hierdie keer om. Maar hierdie lysie ding het my nogal so gevang, net oor so eenvoudig as wat dit klink, soos wanneer jy winkel toe gaan en iets koop en iets dalk vergeet. So baie kere ontmoet ek Christene in alle fases van seisoene saam met die Here, wat hulle het hierdie strewe en hierdie hoop en hierdie begeerte om so naby aan hom te kom en iets van hom te leer en meer van hom te weet en meer doel op aarde te hê en sy roeping uit te leef, maar tog ontbreek iets. En ek het agtergekom, partykeer is dit net so eenvoudig soos daai mense leef net nie met 'n lys van dit wat belangrik is vir die Here. En dis waarop hulle moet fokus nie. Hulle half skiet hom uit die arm uit en sê nee, ek is 'n Christen en saam met die Here gaan ons alles doen. Maar hier's wat jy moet besef in hierdie reeks en herinner word, ek en jy, is dat om naby aan God te kom, gebeur nie per ongeluk nie. Dit vat intentionaliteit, doelgerigtheid. Dit vat dat ek en jy weet wat is op hy lys en volgens hy lys leef. So ons gaan in hierdie reeks kyk, wat is die belangrike goed van wat jy op jou lys moet hê as 'n Christen? Nie wil hê nie, nie wanneer jy voel jy's reg nie. Hierdie is 'n moet hê op jou lys. En as jy dit gaan leef en dat ek moet hierdie dinge afval, hierdie dinge afval, gaan jy so naby aan God wees soos wat jy graag wil wees. En dis die hart van hierdie reeks. So, kom ons praat oor bietjie vandag. Nou, as dit kom by hierdie vraag van wie is 'n lysie mens, as jy daai vraag vir Bybelkarakters moet vra, is daar een persoon wat seker bo alle mense gaan uitstaan, en dit is ou Martha. Nee, die van julle wat in die kerk groot geword het, julle ken ou Martha se storie. Martha en Maria was susters gewees en hulle ontvang Jesus eendag in die huis. En vandag gaan ons praat spesifiek oor hierdie tema wat ek noem lys of luister. Okay, dis waarna ons vandag gaan kyk. So kom ons gaan lees 'n gedeelte saam. Ek gaan so stop soos ons verbygaan en 'n bietjie uitbrei oor die situasie. So Lukas 10 vers 38 lees ons die eerste gedeelte. Toe Jesus en sy disippels hulle reis na Jerusalem voorsit, het hulle in 'n dorpie gekom waar 'n vrou, Martha, hulle in haar huis verwelkom het. Nou stop dit gou eers daar. Wat interessant is van hierdie gedeelte wat ons gaan lees, daar's nie veel inligting rondom die karakters wat ons gaan raak sien nie. Maar in hierdie gedeelte gaan jy 'n paar eienskappe kan uitlig oor wie hierdie mense is. Nou jou eerstens die vraag, wie is hierdie Martha? Wat kan ons leer van Martha? Wat weet ons van Martha? Jou eerstens kan ek sê, Martha is 'n bekwame vrou. Sy is nie net sommer iemand hê. Sy is een van daai vrouens wat jy nou kyk en dink, wow. Weet Martha, in daai tyd was dit nie algemeen nie, maar sy besit 'n huis. Sy nooi hierdie Jesus en sy disippels na haar huis toe. En sy bestuur alles. Sy's 'n vrou wat kan. As jy na haar rekeninge moes gekyk het, dan sou jy gesien het daar staan Martha op. As iemand 'n brief gestuur het na haar huis toe om iets af te handel of iets gedoen moet word raak in die huis, raai wie se naam is daarop? Martha. Dis nie 'n trick question. So, volgende. As iemand sou kom kuier en klop aan die deur, raai vir wie vra hulle? Martha. Martha is die een wat die huis bestuur, die rekeninge betaal, die probleme oplos. Sy's 'n bekwame vrou en 'n verantwoordelike vrou en sy het baie op haar bord. En nie net is sy iemand wat baie kan hanteer nie, sy is iemand met die oopste hart. Sy hoor van Jesus en die disippels wat deur hierdie dorp gaan reis. En sy het seker al 'n storie of twee gehoor van Jesus. Wonderwerke, amazing goed wat gebeur. En sy nooi toe vir Jesus in die huis in. Nou wat interessant is van hierdie gedeelte wat ons gaan lees, as jy bietjie terug gaan na streng vertalings toe, sal jy iets baie mooi raak lees. Iets wat ons dalk verby sal lees. En hulle het eintlik so verbygelees in die nuwe vertalings hulle het sommer net reg vertaal in die sin. Ons het nou gelees dat 'n vrou wat daar bly, Martha, het hulle in haar huis ingenooi.
die disippels en Jesus en almal wat saamgekom het, dit hulle. Die streng vertalings, die oorspronklike vertalings van die Bybel, sê nie hulle nie. Dit sê net hom. So Martha het gesê, ek wil graag vir Jesus in my huis innooi. Ek wil graag hierdie man wat wonderwerke doen, ek wil hom onthaal, ek wil gasvryheid teenoor hom bied. En sy doen dit, maar Martha weet goed. As jy vir Jesus nooi, dan is daar 'n hulle. Né? Dit is soos wanneer jy jou familie nooi waarvan jy hou. Jy weet daai oom kom saam. Daai oom bly alles opvreet en nie dankie sê nie. Daai oom wat net homself, ek weet nie maniere nie. Daai oom wat net so nors is, daai oom met die kuier leer. Hy kom saam. En Martha weet, as ek vir Jesus nooi, is dit nie net Jesus nie. Daar's 'n klomp mense saam. 12 van hulle. Daar's 'n Petrus, daar's 'n Simon, hy was 'n Seloot, hy was 'n vegter. Ek dink Andreas is daar. Jy kan die lys opneem. Jakobus is daar, Annie Jakobus is daar, Bartimeus is daar. Die manne kom op en hulle daag op en hulle is daar in hulle nommers. En sy onthaal nie net vir Jesus nie, sy onthaal almal. Weet jy hoekom is hierdie so belangrik om te noem? Want ek dink ons leef baie keer in 'n lewe van vandag waar ons Christene ontmoet wat sê ek stel belang in Jesus, maar niks wat saam met hom kom hê. Ek stel belang om 'n verhouding met Jesus te hê, hy kan my sonde vergewe, ek kan 'n kind van God wees, dit sal amazing wees. Maar moet ek nou mense vergewe? Jy verstaan nie wat daai ou aan my gedoen het nie. Hey, dit kom saam. Moet ek nou die vergifnis uitdeel wat Jesus aan my uitgedeel het aan ander mense? Moet ek die genade uitdeel wat Jesus aan my uitgedeel het aan ander mense? Moet ek nou die tipe toewyding wat God aan my bied aan hom, moet ek dieselfde toewyding aan hom bied? Dit kom saam. Moet ek nou inskakel saam met ander gelowiges en lewe begin leef saam met ander mense? Dan moet ek my lewe deel met mense. Hoe wil ek dit doen? Ons sit met 'n krisis vandag, julle, my opinie. Ons hou van die Jesus, die vergifnis, die kruis, die opstanding. Lekker, deurbrake, lekker. Maar wat van al die ander goed wat saam met Jesus kom? Sy opdragte, sy roeping, wat hy van jou vra, die gehoorsaamheid, die gee, dat jou finansies bestuur soos wat hy vra, jou vriendskappe bestuur soos hy vra. Nou kan jy mee so kuier soos jy wil nie, nou kan jy mee so praat soos jy wil nie, nou kan jy met aangaan soos jy wil nie. Ons sukkel met daai deel. En hier kom ou Martha en sy sê, ek vat vir Jesus en almal wat saamkom. Dit praat van 'n bekwame vrou, 'n bedagsame vrou. En sy is iemand met baie respek. Later in die storie gaan jy Martha op een van haar swakpunte ontmoet. En sy gaan 'n swak oomblik hê voor die Here. En sy stap na die Here toe in woede en frustrasie, wat ook al dit mag gewees het, en sy spreek hom nie aan as kan asseblief net hierdie probleem oplos nie. Nee. Sy spreek hom nog aan met respek. Here, U is nog steeds God. Hierdie is 'n vrou met karakter. En ons kan aanhou oor haar. Die gasvryheid, die vermoë om kos te kan maak. Ek doen al hierdie goeders het sy. Maar nou gaan ons na die volgende versie toe. Nou lees ons van die tweede karakter, haar suster. So 39 staan haar suster, Maria, het aan die Here se voete gesit en luister na wat hy hulle leer. Wat kan ons sê van Maria? Sy was daar. Sy was daar. Dis omtrent al wat ons weet van haar. Nou sy kon 'n klomp van ander karaktereienskappe ook gehad het, maar al wat ons weet uit hierdie storie uit, sy was teenwoordig. En ek weet nie van jou nie, maar dis hierdie tipe verse wat my bietjie omkrap in die storie, want as jy al 'n bietjie die versie verder gaan lees het, ons nou gaan jy sien Jesus kies Maria se kant. Nie Martha se kant nie. Nie die verantwoordelike ene nie. Nie die een wat die huis oopmaak nie, nie die een wat die rekeninge betaal nie, nie die een wat verantwoordbaarheid sin nie, nie iemand wat drome het en iemand wat planne maak en iemand wat dinge gedoen kry nie. Jesus kies die een wat sit. Ek weet nie van jou nie, maar dit verpes my as iemand by die werk is en hulle sit net. Dit verpes my as iemand by my huis kom kuier of ek by hulle huis gaan kuier en al wat gebeur is as hierdie persoon wat net sit. Help met niks. Ek wil net iets doen. Ek kry 'n bietjie lewe. Ek sou jare nooit vergeet, jare terug, kers by my oom. En my oom was 'n baie stil persoon. As ek bedoel by stil persoon, as ek hom 10 woorde oor sê, is dit baie. En ons sit so buite en ons het 'n klomp familie en vriende wat kom kuier en ek en my pa, my boetie sit daar by my oom en soos soos ons daar sit, kom 'n tannie ingeloop en sy dra swaar in hierdie borde. En ons staan so eendag ek en my broer, ons doen 'n ding daar en sy stap so na oom Piet toe en sy vra,
Luister Piet, waar moet ek hierdie borde sit? Jy kan sê sy's 2. Hy kyk daar so, daar. Help nie, net daar. Ek en my broer lê soos ons lag, dit is net soos, wat is Maria? Weet jy wat, ja, daar's moeilikheid in die kombuis, ja, daar hulp nodig, maar ek sit net hier. En Jesus sê later aan, wees soos Maria. Wees soos sy, En dit is hierdie wat my al so kom belemmer het, want baie keer in Christen wêreld sal ons sê, hou op so besig wees, hou op met verantwoordelikheid, raak bietjie rustig, kom by die Here uit, en iets wat ons moet sien in hierdie skrifgedeelte is dat Jesus is besig om met 'n heeltemal 'n ander gesprek as wat ek en jy dalk gehoor het oor hierdie storie. Hy is nie besig om vir Martha te sê, hou op met die panne nie, gaan net, sit net bietjie by my nie. Hy is nie besig om dit te sê nie. Hy is ook nie besig om vir Maria iets te leer van, jy weet, jy moet net by my sit nie, en jy moet nie besig wees met 'n klomp goed nie. Hy is besig om iets baie wyer oor te praat, iets wat my en jou vandag so gaan help. So kom ons lees hierdie storie verder, in vers 40. Maar Martha was bekommerd oor die groot ete wat sy besig was om voor te berei. Ek blameer haar nie. Sy kom toe na Jesus en sê, hierso is daai struwelinge, Here, lyk dit darm nie vir u onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek die werk moet doen nie? Ja, vir my doen dit. Sê sy moet kom help. Maar die Here het geantwoord, Martha, Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Daar is regtig net een ding wat nodig is om oor besorg te wees, maar Martha het dit ontdek en ek gaan dit nie van haar af wegneem nie. Nou, ons begin eers in vers 40. Martha was bekommerd oor al die dinge, al die kos wat sy moes voorberei. Nou wat interessant is dat hierdie gedeelte is, jy sal weet as jy MasterChef al gekyk het, hoe dit lyk in 'n kombuis as jy, dis een ding om vir 2 mense kos te maak. Dis 'n ander ding as jy by 14 plus mense begin kos maak. Dis druk, dit is moeite, dit is 'n gesweet en 'n gespat. Ek sien net daai MasterChef en net sodat julle weet, ek het omtrent die eerste 2 jaar van my huwelik gemors net MasterChef en ek en Stefanie het net MasterChef gekyk, okay? Dis al wat ons gedoen het en die ergste van dit is, ons het omtrent net chicken nuggets geëet terwyl ons dit kyk. Weet jy hoe verskriklik is dit? Kyk die lekkerste kos en al wat jy eet is 'n dippie en 'n sousie en 'n chicken nugget. Anyway, ons is nou beter af, jy sal bly wees. Maar daai mense terwyl hulle MasterChef doen, die stres, die angs, wow, ons weet nie ons tyd gaan klaar wees, ek weet nie of al die goed gaan gebeur nie. Dis so 'n Martha in hierdie storie. Sy weet nie wat om te doen nie. Sy weet nie waarheen om te gaan nie. Sy stres want sy probeer net vir God kos maak, okay? Nog belangrik. En sy gaan na Jesus toe en sy sê, kom, ek het hulp nodig. Hierdie wat hier gebeur is onregverdig. Jy weet, mense kan baie keer wanneer jy kwaad is onnodige goed sê. Daar was baie mense om te help. Sy pik net op haar suster. Daar was iets onderliggend. Maar hier is 'n groot ding, julle. Hierdie woord wat ons lees, maar Martha was bekommerd oor die groot ete. Ek het eers altyd gedink, dis al die goed wat sy moet doen, wat daar is, wat sy moet balanseer, wat groot is. Dis al hierdie goed wat sy moet balanseer, al die verantwoordelikheid wat sy op het, en dit is net so gewigtig op haar. Maar soos jy in hierdie skrif induik, en bietjie na die oorspronklike tekste gaan kyk oor wat beteken hierdie woorde wat Martha gebruik en wat Jesus gebruik, sal jy sien dit beteken heeltemal iets anderste. Hierdie woord van Martha was bekommerd oor die groot ete. Weet jy wat is daai woord? Dis 'n baie interessante woord. Die Griekse woord sê so, perispao. Perispao. Sê dalk vir die persoon langs jou, speak foreign deesdae baie in die kerk. Perispao. En wat interessant is van daai woord beteken om afgelei te word. Distracted te wees, Engels. En distracted beteken letterlik wat daai prentjie daar is. Beteken jy's vas aan die een kant en iets anders trek jou aan die ander kant. En dit was so 'n woord dat daar was in die Perse beweging in Perse ryk het hulle 'n martelingsmetode gehad wat hulle distraction genoem het. En hulle sou letterlik daai gedoen wat jy sien het op die skerm. Iemand vasgemaak het en dan sou hulle uitmekaar uitgeruk het. Al die ledemate net getrek het, uit lid uit en eventueel afgeskeer het. En hierdie woord wat ons lees in die Bybel, Martha was afgelei, bekommerd, distracted. Sy was hier, getrek een kant, getrek aan die ander kant. Nie in die fisiese nie, maar in die innerlike. Hierdie is 'n bekwame vrou wat baie dinge kan balanseer. Sy kan baie dinge doen met haar lewe. Sy het die intellek en die emosionele intelligensie om alles te kan bestuur. Maar sy kom op 'n punt
wat haar heeltemal potjie as gevolg van hierdie distraction in die binnekant, want sy staan net in die kombuis en haar begeerte is, maar ek wil so graag net vir die Here kos maak. Ek wil so graag hom bedien en hom kan voed en sy disippels en ek wil seker maak hulle rus goed en ek wil seker maak as hulle wegstap, voel hulle sterker as ooit om hulle taak te kan vervul. Dis haar begeerte. Maar terwyl sy hier staan sy, maar hulle sit nou by Jesus en leer. Hulle hoor nou meer van hom as wat ek doen. Hulle is meer aan die binnekant as ek. En ewe skielik begin daar hierdie afleiding binne daar, distraction, 'n trek aan die binnekant. Was jy al daar in daai trek gewees? Ek weet ek was. Die eerste keer toe ek regtig hierdie ding gevoel het en dit was baie keer al. Ek onthou toe dit gekom het by finansies, die eerste keer toe ek dit beleef, is toe ek die finansiële beplanner gesien het en ek was omtrent 19 jaar oud en ek is 'n junior pastoor en hulle verdien junior salarisse en ek gaan sit by die ou en ek wil finansiële beplanning doen dat ek kan sterk aftree en hy gee my 'n sommetjie om te maak en ek stap uit, ek gaan die sommetjie maak. Was nie 'n baie lang som vir my, was nie veel finansies, maar ek maak die som. Toe ek klaar daai som gemaak het, toe was ek so getrek. Ek was so dankbaar vir my werk, ek het betekenis, ek het 'n doel op aarde, wow, hier is amazing. Ek kry nou eintlik 'n salaris, wow. Luister maar, ek gaan nooit kan aftree nie. Op 19. Pak daar angs my beet, 'n bekommernis my beet en ek word getrek in twee wêrelde in en ewe skielik is dit stemme in my binnekant. Maar jy sal nooit 'n familie kan hê nie. Maar jy sal nooit finansiëel sterk kan wees nie. Maar jy sal nooit hierdie kan doen. Jy sal nooit kan bekostig. Jy gaan nooit iewers in jou lewe gaan. Los jou roeping en gaan jaag hier nie. Ek kan dit nie doen nie want die Here vra hier en is net hierdie twisie binne my. Was jy ooit in daai trek gewees? Ek het op 19 al 'n midlife crisis beleef. En dit was die eerste een van 20 daai jaar. Ek weet ons twee ook daar. Ek weet jy is baie keer daar. Jy is ma dalk. Waar jy wil die beste ma wees vir jou kind. En jy is so dankbaar vir die Here dat hulle vir jou geseën het met 'n seentjie of 'n dogter en hoe ook al oud hulle mag wees. Jy's so besorgd oor hulle. Maar aan die binnekant as jy by hulle, jy spandeer tyd saam met hulle, maar dan is daar ook hier in jou agterkop, maar ek moet goeders op by die werk afhandel. Ek kan nie nou tyd saam met hulle spandeer nie. En daai oomblikke waar jou aandag afgelei word. En jy voel uitmekaar getrek. Want jy voel of jy's 'n goeie ma of jy is nie. Paas, weet ons is baie keer daar. Ons love ons kinders, spandeer tyd saam met hulle, maar ek kan nie genoeg voorsien vir my kind nie. My kind vra vir hierdie geskenk en ek kan dit nie vir hom koop nie. Daai trek. En jy's daar en jy stoei. En dan ewe skielik spandeer jy meer tyd by die werk en dit gaan beter en jy gaan vorentoe, maar nou spandeer jy minder tyd saam met jou kind en nou is jy weer daar. En dit is net stemme. En al wat gebeur is dit wat Jesus met Martha gepraat het. En hy sê vir haar toe hierdie woorde: Martha, Martha. Is dit nie interessant dat Jesus haar so aanspreek nie? Meeste kere wanneer God in die Bybel iemand herhalend aanspreek en hulle naam 2 keer sê, is wanneer hy roeping vasmaak. Is wanneer hy iets van sy belofte vasmaak, is wanneer hy iets van sy seën wil vasmaak, iets van die pad vorentoe wil vasmaak, iets mooi, iets profeties, iets wow. En hier kom hy en hy sê: Martha, Martha. Miskien het hy die trek gesien. Miskien het hy die afleiding raak gesien. Hy het gesien hoe stoei sy in hierdie. En ek weet nie van jou, maar tyd daar dink ek Here spreek my ook aan. Mornay. Al wat Martha moes gedoen het, Martha, as jy in die kombuis is, wees in die kombuis. As jy in die kombuis is, sit jou hele hart in die kombuis en doen dit tot eer van die Here. Moenie hier staan en wens jy's daar nie. Moenie die droom hê wat jy eendag wil hê en nou ewe skielik het jou droom probeer, maar nou het jou droom nie uitgewerk nie. Nou ewe skielik gee jy heeltemal op jou droom, maar nou jare later het jou droom nog nie waar geword en nou sit jy nog steeds en wonder, maar dalk moet ek nog my droom jaag en jy's in jou binnekant al weet tussen drome geskeer. Dalk is dit iets van sonde, waar jy al opgemors het in jou verlede. En tyd van tyd dan pop iets op en dit trek jou uitmekaar uit en jy voel maar, ek is weer so vuil voor die Here. Jy daai trek beleef aan die binnekant. En dan sit jy daar en jy voel wat? Jy voel verwyting. Jy verwyd jouself. Jy verwyd goed uit jou verlede uit. Jy voel uitmekaar uit geskeer en dis presies wat Jesus hier vir Martha probeer sê. Hy leer haar.
En sê daar's iets belangriker. Pas op vir die trek. Hier's van julle wat geestelik getrek ook is. Dit klink snaaks as ek dit so sê, né? Hier's van julle wat so ag maar, sorry. Hier's van julle wat geestelik ook daar is. Dis nie dat jy nou ver van die Here af is nie. Jy ken die Here. Jy is lief vir die Here. Maar jy dink terug in jou verlede en jy onthou 'n tyd toe jy nader gevoel het. Dalk meer van hom gehoor het. En nou iets is fout. Hoekom is dit nie meer soos dit was nie? Jy voel hierdie trek. Hoor mooi. Dis een ding is wat jy moet hoor vandag. In die gesprek met Martha, al wat God vir haar sê, al wat Jesus vir haar sê is, Maria het by my voete gekom en raai waar is sy? Sy is by my voete. Sy dink nie aan jou in die kombuis nie. Sy het geleer om ophou om in die trek betrokke te raak. Wees en waar jy is, wie jy is vir die Here. En geestelik, dalk voel jy nie so naby nie. Raai wat? Dit gaan nie oor jou gevoel nie, dit gaan oor jou geloof. Dit gaan oor hoe jy God ag, hoe jy God sien, hoe jy hom vertrou, of jy hom voel of nie. Die gevoel sal kom. Glo jy dit? Staan waar jy staan. Ek het hierdie gesien al in die verwyting al in mense se mediese kondisie. Gesondheid. Waar mense dalk op 'n ouer ouderdom staan en nou voel hulle, joh, maar nou gaan dit nie meer so goed my lyf nie. Nou dink hulle terug in die verlede, maar joh, ek moes soveel meer gedoen het. Verwyting. Ek moes eerder. Word geskeur uit mekaar uit. Hoor hierdie. God praat nie met afleiding nie. God praat nie met verwyting nie. Maar as jy gaan leef met daai lys van jou, ek moet eerder dit, ek moes eerder dit, ek moet nou nog hierdie, ek moet nou nog daai, ek moet nou nog so, ek moet soontoe hardloop, ek moet hierdie afgehandel kry, ek moet hierdie. Nou ek praat nie van verantwoordelikheid nie, julle. Ek praat nie van jy as pa en ek as pastoor en iemand as ma en iemand as besigheidsvrou en iemand met 'n tiener en iemand, jy gaan altyd hierdie doen van ek moet nou rekeninge betaal, ek moet nou iemand gaan sien in die hospitaal, ek moet nou 'n preek uitwerk, ek moet nou berading bied, ek moet nou hierdie dis net volwassenheid. Ons praat nie daaroor nie. Ek praat van jy is nou saam met iemand, saam met jou kind en in dieselfde oomblik voel jy moet daar wees. Dis waaroor ek praat. Jy moet altyd kan rigting verander en pasbaar kan wees in hierdie lewe. Dis net groot word. Dis lewe. Maar wanneer jy 2 in 1 probeer wees, dis waar die trek gebeur en Jesus verwag nie dit nie. En Martha hoor woorde. Daai dag wat ek dink sy mee gestoei het. Maar Here, hoe kry ons dit reg? Hoe kry ek dit reg om nie te begeer by u te wees as ek in die kombuis sit en panne mekaar vaslaan, nee, kos maak en al. Hoe doen ek hierdie? Ek wil julle vat na 'n storie toe. Bietjie 'n paar jaar na hierdie storie wat ons nou net gelees het. Een van die amazingste gedeeltes in Johannes 11 vers 20. En ons lees in hierdie gedeelte dat tragedie het getref. Sarita praat van die turbulence. Die turbulence het getref by Martha en Maria. Hulle broer is oorlede, Lazarus. Ons almal het al die storie iewers gehoor. Maar wat so mooi is van hierdie storie, hoor wat gebeur in vers 20. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom gaan ontmoet. Sy het uitgehardloop en na hom toe gegaan. Maar Maria het egter in die huis bly sit. Hierdie is vir my so interessant. Want die storie het nou geruil. Die storie was Maria, as die storie in Lukas, het Maria by Jesus gesit en geluister na hom. En Martha het geleef met haar lys. Maar nou sien ons hoe Martha, toe sy hoor Jesus kom, uithardloop na hom toe, om by hom te wees, om te luister, en raai wie sit nou met die lys? Maria. En hierdie is vir my so interessant. En het jy al gehoor mense sê, terwyl jy dit moeilik gaan met jou, en dan voel jy naby aan die Here, en wanneer dit dan weer goed gaan met jou, en dan dwaal ons weer weg van die Here af, ons almal het dit al gehoor, en dalk selfs beleef. Maar ek is seker van, baie van ons het die teenoorgestelde al ook beleef. Dat wanneer dit goed gaan met jou, is jy so dankbaar en nederig en naby aan die Here, en wanneer dit sleg gaan, dan stoei jy so met die Here, jy sukkel om met hom te praat. Wanneer dit reg seer gaan, dat jy sukkel om by God uit te kom, en jy sit besig met die lys in jou kop, en jy voel daai trek in jou seer en jou pyn. En in plaas van dat mense met hulle seer na die saligmaker toe gaan, sit hulle eerder en dink net en voel net die seer.
word geskeur uit mekaar uit deur die seer. Ja, jy is dalk meer bewus van die Here, maar dalk, soos Areta genoem het, jy's kwaad. Jy stoei. Ek het al mense ontmoet wat vir jare in rou sit en nooit by die redder kom en met hom praat daaroor. Die teenoorgestelde ook al gesien in my lewe. Dit is nie net wanneer dit goed gaan nie, dit is partykeer wanneer dit sleg gaan ook. Dit is nie naby hom kom nie. Ons verdrink in ons gevoel, ons verdrink en ons word uit mekaar uitgetrek. En hierdie storie is so mooi, want iewerste het Martha 'n transaksie gedoen, 'n goeie een. Sy het geleer, ek sit nou met dieselfde rou as my suster, ek sit met dieselfde verwyting as my suster dalk, ek sit met al die vrae wat my suster het, maar hoekom? Lazarus was 'n goeie vriend van Jesus, hoekom het hy nie vroeër gekom nie? Hoekom het hy nie net daar waar hy was gesê het, word genees nie? Ons het gesien wat sy wonderwerke doen hy al. Hoekom het Jesus nie net die woord gegee nie? Sy stoei met al in haar binneste. Maar tog gaan sy na Jesus toe en hoor die mooi. Toe sy by Jesus kom, het Martha vir Jesus gesê, Here, as U maar net hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou nog weet ek dat God aan U sal gee wat U hom ook al vra. Hierdie is so mooi. Want Martha kom hier na Jesus toe en sê, Here, asseblief, wek my broer uit die dood uit op nie. Sy kom hier met haar lys van, Here, asseblief, vat net hierdie rou van my af weg nie. Here, asseblief, vat net hierdie hartseer van my af weg nie. Here, asseblief, help met my suster. Here, asseblief, bring net vir ons vrede. Sy kom nie met haar lys nie. Sy het die swaai gemaak van lys na luister. En sy kom na Jesus toe. En sy sê opreg, maar Here, ek weet as U vroeër hier was, sou hier nie gebeur het nie. Maar ek weet nou nog, dat die Vader, wat ook al U hom vra, hy sal dit vir jou gee. Sy het geloof nou. Sy wil net luister. Hoe lyk my en jou gebedslewe deesdae? Kom ek en jy na God toe met ons lys heeltyd? Here, seën hierdie. Here, vat hierdie weg. Here, help net hierdie. Here, my stoei. Here, my angs. Here, ek sukkel. Here, seën. Here, ek het voorspoed nodig. Here, oop deur. Here, gee. Here, gee. Here, gee. Here, gee. Ek wil jou aanmoedig vanoggend. Iets wat jy op jou lys moet hê, is luister. Dis hoekom die grootste opdrag in die Bybel, het Jesus gesê vir die antwoord, Here, wat is die grootste opdrag? En hy sê, luister o Israel, die Here ons God is die enigste Here. Die opdrag begin met luister. En dan eers daarna liefde. Dan sê hy, jy moet Here jou God lief met jou hele hart, jou krag en verstand, jy naaste soos jouself. Luister o Israel. Dalk moet ek hier na God toe kom en net sê, Here, wat is op U lys? Wat begeer U van my af? Here, wat is op U lys wat vir U belangrik is? Wat ek saam met U kan doen vandag? Wie is daar op U hart? Here, wat begeer U? Ons het nou 'n liedjie gesing van Here, break my heart for what breaks yours. Here, laat ons harte gesinkroniseer word. Here, ek wil luister. En die oomblik toe die luister in plek is, die oomblik toe Martha die transaksie maak, van lys na luister, gebeur die wonderwerk bo wonderwerke. In vers 23 sê Jesus vir haar, jou broer sal weer opstaan. Ons almal soek die opstanding. Ons almal soek God se krag in aksie. Ons almal soek die wonderwerk, ons almal soek die deurbraak, maar waar dit begin, is nie net jy wat die Here vra nie. Is nie net jy wat kom met jou lys nie. Is nie jy wat net getrek word deur hierdie wêrelde nie. Dis jy wat kom en net sê, Here, hier's wie my gevra het om te wees, dis wie ek kan wees, maar Here, hier waar ek nou is, wat sê U vir my? Ek wil luister. En dan kom die opstanding. Nou ek weet, ek preek vandag 'n onderwerp wat baie wyd gaan. Hier sit mense vandag met dalk baie seer, met verwyting wat ons nie eens kan beskryf nie, van goed wat jou heen en weer trek, in die binneste, stoei in hierdie lewe, verhoudings wat skeef gaan, drome, sondes wat inkruip, goed wat nie realiseer nie, goed waarvoor jy bid en dit werk nie, jy sit met hierdie goed en dit trek jou. Kan ek jou net weer 'n prentjie wys vanoggend?
Jesus het so gaan sterf, sodat jy nie hoef so te leef nie. Jesus het gesê, ek betaal die prys vir daai. Jy hoef nie meer uit te figure wie jy is, en te stoei in hierdie lewe, en vervulling te gaan soek, wat ook al plekkie. Al wat jy moet doen, is luister. Kom na my toe. Kom na my toe. Dis my en jou uitnodiging. So hoe ons die diens gaan afsluit is deur na 'n lied, ek wil nie sê luister nie, maar 'n oomblik skep, waar ek en jy dalk 'n gebed van 'n Lazarus oomblik kan bid. En te sê, Here, ek stoei dalk, Here, ek word getrek, Here, ek weet nie eens wat om te sê nie, Here, ek weet nie lekker waarheen vorentoe nie, ek voel hier goed van my verlede, ek voel net getrek, Here. Dalk het jy nie eens woorde om dit te beskryf nie, jy voel net hier in jou binnekant. Dalk is dit al so lank 'n realiteit in jou lewe, dit voel normaal vir jou. Jy weet nie eens meer hoe vrede voel nie. Dalk is vanoggend die oggend, dat God dalk vir jou hart sê, Lazarus gaan leef. Lazarus staan op. Daar's iets anders as hierdie wat jy nou aan vashou. Bring jou seer, bring jou woede, bring jou pyn, bring jou vrae, bring jou stoeie, bring wie en wat jy is, daar waar jy afgelei word. Daar waar jy bekommer. En net daar, kom ons doen 'n ruiltransaksie. Vergeet van jou lys, en begin fokus op luister. So daar wie is, kom ons gebruik hierdie oomblik, om juist dit te doen. As jy net een tree kon vorentoe gee, as jy net kon leer om voluit te kan leef, as jy net kon, as jy net kon, as jy net kon vry wees. As elke klip net uit jou pad kon rol, as elke storm net om jou kon stop, as die berge net kon verkrummel en op kon breek, en jy al die gevoelens in die pad kon steek, as jy vir 'n oomblik net kon ophou bekommer, en oor al die vrae sonder antwoorde kon wonder, vorentoe kon kyk, en die verlede as 'n trap gebruik, en skuif jou weer is klaar, al die krag en die oorwinning is daar, Lazarus, kom uit, en asem uit, die klip van jou hart is weggeskuif, Lazarus, kom uit, lewe jy is vry. As jy inspirasie 'n tweede kans kon gee, as jy vir die stemme wat jou afraai doof kon wees, as jy net kon, as jy net kon, as jy net kon vry wees, as elke klip net uit jou pad kon rol, as elke storm net om jou kon stop, as die berge net kon verkrummel en op kon breek, en jy al die gevoelens in die pad kon steek, as jy vir 'n oomblik net kon ophou bekommer, en oor al die vrae sonder antwoorde kon wonder, vorentoe kon kyk, en die verlede as 'n trap gebruik, en skuif jou weer is klaar, al die krag en die oorwinning is daar, Lazarus, kom uit, en asem uit, die klip vir jou hart is weggeskuif, Lazarus, kom uit, en hoor sy stem, jy kan beweeg, hy sal nuwe asem aan jou lewe gee, hy versterk jou hande en jou knie, wees braaf en neem het reë, skuif jou weer is klaar, al die krag en die oorwinning is daar, Lazarus, kom uit, en asem uit,
Klip voor jou hart is weggeskuif, Lazarus, kom my, en lewe jy is vry. Hemelse Vader, ons bid vanoggend vir almal wat voel soos Martha, getrek deur twee wêrelde, getrek deur drome wat nie waar word nie, en hier ambisie binne hulle. Dalk mense wat groot geword het, 'n ouer huis wat gebroken was, en daar was seer, daar was leemtes. En nou begeer hulle om 'n goeie ouer te wees, maar daar's gate wat hulle raak sien, hulle sit in die verwyting. Mense wat goeie kinders van U probeer wees, Here, maar net nie regkom nie, net nie daai oorwinning sien nie. Mense wat by U voete sit, en wens hulle was in die kombuis. Mense wat in die kombuis is, wat wens hulle was by U voete, Here. Here, U ken elkeen se lewens en waar hulle so getrek word deur hierdie twee wêrelde. Ek bid, Hemelse Vader, kan daar 'n transaksie plaasvind? Heilige Gees, help ons om te sien hoe kragtig die kruis was. Selfs hierdie storie van Lazarus dis 'n roep van wat Jesus kom doen het. Dat Jesus die dood oorwin het. Dat die wêrelde wat hy en hy het gestrek was op die kruis verteenwoordig het. En elkeen van ons kan 'n ruiltransaksie maak. Hy het klaar die prys betaal. Kom stoei ons nog. Kom lê ons in ons seer. Kom twyfel ons vir baie. Kom verdrink ons. Hoekom word ons verskeer? Kom is daar angs? Hoekom skuif ons prioriteite? Martha, daar's net een ding waaroor jy besorg hoef te wees. Luister. Here, dankie dat jy die antwoorde het vir elke liewe persoon se situasie. Dankie dat jy die antwoorde het om 'n storm stil te maak. Dankie dat jy die antwoorde het om vrede in te bring, 'n vrede wat selfs 'n verstand te bowe kan gaan. Waar ons eintlik deur hel gaan, maar ons voel vrede. En Here, ek bid vir dit. Ek bid dat U ons so sal kom seën, Here. Mag op ons lys hierdie vermoë wees om te luister. Sê ons Vader, hierdie is ons gebed. Here, ons wil nie te erg wees oor ons luister nie. Ons weet U is 'n Vader wat alles ken in ons binneste. U sien al ons begeertes, U sien alles wat ons selfs nie eens in woorde kan formuleer nie. U ken ons. En al wat U wil hê is luister vir my, want wat ek vir jou vra is tot jou voordeel en vir my eer. Ek sal kyk na alles in jou lewe, net soos 'n goeie Vader sal. Dankie, Hemelse Vader, dat U so lief is vir ons. En daarom bid ons dit alles in Jesus se naam. Ons almal sê saam, amen en amen.